Goeienaand, liewe gemeente, en hartlik welkom by vanaand se Pinksterbidtuur. Ons gaan vanaand nog 'n tree verder gaan met ons tema Die Heilige Gees laat ons lewe. En vanaand gaan ons stilstaan by Romeine 8, vanaf die eerste vers tot en met vers 17. Maar voordat ons saam met die woord van die Here lees en saam ons lofsang gaan sing, kom ons raak stil voor die Here en net soos ons sit, kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Vanaand word ons gekonfronteer met 'n vraag wat so relevant is in vandag se tyd. Relevant is want dit beteken as ons hier die regte antwoord gee, beteken dit vir ons lewe. Maar as ons hier die verkeerde antwoord kies, dan moet ons besef en weet, ons kan nie leef nie, want ons leef dan nie in U nie. En ons wil vra dat U elkeen van ons sal lei, dat ons daardie antwoord sal gee met 'n eerlike hart, 'n hart wat uitroep en verstaan waaroor dit gaan. 'n Hart wat dankbaar is oor dit wat ons vanaand ook hoor. Spreek U met elkeen van ons. Leer ons dat waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. En hoekom kan ons daarop staat maak? Want U sê dat U genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, ons daarvan verseker. Amen. Gesang 237. Gesang 237 is ons loflied vanaand en ons gaan vers 1 en vers 2 saam sing. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord? U lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof Hom tot in ewigheid. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam.
Liewe gemeente, ons gaan vanaand by Romeine 8 vers 1 tot 17 stil staan, net om so bietjie terug te gaan 2 aande gelede. Sondag aand het ons mekaar gesê die Heilige Gees maak God by ons teenwoordig, dat ons in die teenwoordigheid van God kan lewe oral waar ons gaan. Gisteraand en Sondag aand was vanuit Johannes 14 vers 15 tot 31. Gisteraand het ons mekaar gesê dat dit juis die Gees is wat ons laat lewe vanuit 1 Tessalonisense 1 af. En vanaand sê ons mekaar, die Gees laat ons lewe omdat ons aan Christus behoort. Nou kom ons lees Romeine 8 vanaf vers 1 saam. Die opskrif sê die nuwe lewe onder die genade, die Gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksvers vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, as ons net ons teksvers vat, soos wat hy daar staan, ons neem dit en ons lees dit, dan kan ons mekaar mos met sekerheid sê, dat Gees, en ons praat nie hier van Gees met 'n klein letter nie ons Gees nie, die Heilige Gees, maak dat ons aan Christus behoort. Dan word die stelling gemaak, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar net enkele verse verder in vers 14, dan word daar gesê, een van die eienskappe van 'n kind van God is dat die Gees van God hom lei. Vers 16 sê, dat die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So sonder die Heilige Gees, kan jy nie 'n kind van God wees nie. En as ons vanaand begin om vir mekaar die vraag te vra, kan ons nou al reeds, hier waar ons vanaand sit, hier in die huis van die Here, kan ons met sekerheid nou sê, ons het geloofsekerheid waarin ons kan leef tot in ewigheid. Sonder om te twyfel, sonder om te draai en te sê, daar is 'n moontlikheid dat dit nie waar is nie, want dit is nie waar nie. Dit is 'n belofte, 'n sekerheid, en daar is nooit 'n moontlikheid dat dit nie kan gebeur nie. In Christus lewe jy in die belofte deur die Heilige Gees wat aan jou gegee is. Hoe weet ons dit? As ons kyk na vers 12 en 13 van ons geleesde gedeelte, dan staan daar, daarom dan broeders, is ons skuldenaars. Nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. So hierdie geloofsekerheid is 'n belofte van 'n verhouding in Christus. Waar lê die fout dan? Hoekom praat ons vanaand met mekaar daaroor? As ons na vers 3 toe gaan, dan staan daar wat vir die wet onmoontlik was. Beteken dit die wet is die fout? Ons sukkel dan om volgens die wet te leef. Ons struikel, ons worstel. Is die wet dan die een aspek wat verkeerd is, want dit is te moeilik? En dan is die antwoord dat ons vanaand vir mekaar duidelik moet sê, nee, die wet is nie die probleem nie, dit is die vlees wat die wet sy krag laat verloor. In vers 3 staan daar wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos geword het deur die vlees. Nou wat is die vlees, kan ons mekaar dan vra? Vlees beteken hier die gevalle sondige menslike natuur, wat in elke een van ons wat hier sit teenwoordig is. Elke een. En hoe staan hierdie vlees in ons? Dat ons as vyande teenoor God staan. So daarom, nie een van ons kan vanaand sê, maar ons is nie skuldig nie, ons is. Hoor jy, ons het nog nie eers by die wet gekom nie. Ons het nog nie eers die wet nou aangehaal en gesê, dis die wet wat ons skuldig maak nie, dis die vlees, die sondige natuur in ons. Want dit is die vlees wat maak volgens vers 7, dat ons vyande van God gereken word. En nou kan jy dalk sê, nee, dis daarom regtig te erg. Ons vat dit bietjies te ver, soos die jong mense vandag sê. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, sit en dink net vir 'n oomblik aan u eie lewe. Toe ons kinders was, daar was sekere dinge wat ons mekaar kan sê, dit was verkeerd, dit was sonde. Maar vandag
is dit aanvaarbaar. So wat het gemaak dat ons 30 jaar terug vir mekaar kon gesê het, maar iets is sondig en is verkeerd, want die Bybel sê so, maar vandag redeneer ons daaroor of dit werklik verkeerd is. Waar het die gevaar daarvan ingekom? Die gevaar het ingekom toe ons as mens begin redeneer en probeer om in ons Christendom die sonde aanvaarbaar te maak. Kom ons noem 'n voorbeeld vir mekaar. As iemand R10 steel, dan sê ons baie vinnig, ag, dis nou nie so erg nie. Kan jy die einde van die maand die R10 teruggee? Ja, kan. Ag nee, is nie so erg nie, ons kyk aan 'n pad. Maar laat iemand nou R10 miljoen steel, dan sê die verskriklikste ding wat gebeur, want hy kan dit nie terugbetaal nie, dit is onmoontlik, hoe maak jy? So ons as mens het op 'n punt gekom in ons lewens om te sê, hierdie is aanvaarbaar en hierdie nie, terwyl God sê, dit wat in die vlees lewe, sonde is sonde. Dit wat verkeerd is, bly verkeerd. En daarom in hierdie gedeelte beskryf die Here deur Paulus vir ons 2 lewenswyses. Die eerste ene, na die vlees, en dit beteken jy lewe in die sonde. Jy lewe selfgesentreerd. Jy lewe as 'n vyand van die almagtige God. Die tweede lewenswyse is baie eenvoudig. Jy lewe na die Gees. Jy lewe deur die Gees. So die Gees beheers ons lewens. Die Gees lei ons om die waarheid te ken. Die vlees maak dat ons sê, maar dit waarmee ons besig is, kan God nie behaag nie, terwyl die Gees ons leer, lewe in die Gees en dit behaag God. Nou waar lê die antwoord vir ons? U kan gerus die Dordtse leerreëls, leesstuk 3 en 4, paragraaf 3 gaan lees oor die verdorwenheid van die mens, die sondigheid van die mens, en dan gaan jy agterkom, maar die mens uit homself uit kan nie in die Gees lewe nie. Die mens uit homself uit kan nie aan Christus behoort nie. Maar kyk wat sê ons teksvers vir ons vanaand. As ons kyk wat staan daar, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jesus Christus het mens geword. Hy het vlees geword, met een verskil tussen ons en hom, hy het nie sonde gedoen nie, ons doen. Maar hy moes mens word om aan die kruis te kon sterf. En hy het die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, hy het daar die skuld van ons op hom geneem en in die kruis gesterf daarvoor. Hy het mens geword, soos wat ons daar in ook vers 2 en 3 kan lees, dat die wet vervul is. Sodat ons die voorreg kan hê om te sê, ons is kinders van God. Ons het gisteraand vir mekaar gesê, glo ons dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het? En as ons antwoord ja is, dan moet ons vanaand vir mekaar sê, kyk die verandering wat plaasgevind het. Dit is dan wanneer ons ook kan bely, soos vers 10 dit sê, en dis die geheim, dat die liggaam dood is vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Maar kyk vir 'n oomblik mooi saam met my. In vers 10 word die gees
is lewe vanweë die geregtigheid. Nou word die Gees met 'n klein letter geskryf. Dis nie 'n spelfout nie. Nou gaan dit oor ons gees wat lewe, omdat dit geregverdig is. Omdat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Kyk hoe word ons verander. En dan kom vers 14 en sê, maar ons word deur die Gees gelei. Wat beteken dit om deur die Gees van God gelei te word? Dit is om jou lewe totaal en al oor te gee in God se hande. Die besluite wat jy neem, jou gedagtegang, dit waarmee jy besig is. Jy stel jouself ondergeskik aan die wil van God. Dit beteken dat ons onsself met ander oë ondersoek. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, hoekom noem ons dit vir mekaar? Sondag wat kom, gaan ons aan die nagmaalstafel aansit. Een van die redes hoekom ons aan die nagmaalstafel kan aansit, is omdat ons lewens ondersoek volgens die woord en die wil van God. Dan kan ons nie anders as om te bely ons is sondaars voor God nie. Maar ons kan nie anders as om met 'n ware berou vas te hou aan die verlossing van Jesus Christus nie. En dan kan ons nie anders as om hierdie woorde wat in Romeine 8 vers 1 staan met alles van ons te bely nie. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So wat is die gevolg? Ons lewe 'n lewe van dankbaarheid. En hierdie woorde gaan alleenlik vir ons waarheid wees as ons deur die Gees van God gelei word. As ons deur die Gees van God gelei word om daagliks tot bekering te kom, ons het gisteraand ook daaraan geraak. Daaglikse bekering wat beteken daagliks te stry teen die sonde. En wat is die gevolg daarvan? Ons lewens sal wys, ons is kinders van God. Iemand het jare gelede die gesegde gehad wat gesê het, getuig van die Here. En as jy moet, maak jou mond oop. Dit moenie vir ons nodig wees om vir iemand anders te vertel ons is kinders van die Here nie. Hulle moet dit kan sien. Dit is nie nodig dat ons vir iemand anders moet vertel ons glo in die kruis van Jesus Christus nie. Hulle moet dit beleef in ons lewens. Ons lewens moet die vrugte toon van 'n begenadigde sondaar. Want weet jy, dit is die groot fout wat baie mense maak, is om vir die Christene 'n vinger te wys en te sê, kyk hoe leef julle. Ons het nie volmaak geword die dag toe ons 'n kind van die Here geword het nie. Maar ons het die genade van God leer ken om met 'n ware berou en opregte geloof in die Gees van God te leef. En om te leef omdat ons aan Jesus behoort. Daar is vir ons vanaand ongelooflike troos in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. As jy saam met my kyk na vers 15, dan staan daar, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees. En kyk die hoofletter en die kleinletter wat gebruik word. Die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Abba, Vader. Abba, net vir interessantheid, is Aramees. Terwyl Vader is die woord wat in Grieks gebruik word. Aramees in hedendaagse Afrikaans ons mekaar gesê het, hierdie woordjie Abba wys vir ons
'n familieterm, 'n intieme term, maar tog 'n familieterm wat kan dui op iets soos pa. Maar dan vader is meer formeel. Dit is 'n term wat juis wys, maar dit is baie meer as net 'n pa. Dis 'n vader vir wie jy eerbied het. Dis 'n vader vir wie jy respek het. Dis 'n vader met wie jy 'n verhouding het, omdat jy lief is met jou hele wese vir hom. En weet jy wat is die gevolg van hierdie woorde? Abba Vader beteken dus my Vader. Dat elkeen van ons hierdie persoonlike belydenis kan doen en sê, my Vader. Nou wat is die troos van hierdie woorde? Van Sondag aand af het ons mekaar gesê, God is deur die Heilige Gees by ons teenwoordig. Vanaand sê ons mekaar, op grond van die Heilige Gees behoort ons aan Christus. En wat is die antwoord daarop as ons kyk na vers 17? En as kinders, ons kinders is dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het van Paasnaweek af vir mekaar telke male gesê, wat is die troos, die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het? Wat is die troos, die feit dat Jesus opgestaan het? Wat is die troos dat Jesus opgevaar het na die hemel? En die troos daarvan is juis dat die heerlikheid van God vir ons wag op grond van dit wat Jesus gedoen het. So as ons werklik wil lewe, dan moet ons vanaand besef en bely, ons behoort aan Jesus Christus. En as ons deur die Gees van God wil lewe, dan moet ons begin om weer in die geloof te lewe. Dan moet ons vashou aan die beloftes van God, maak nie saak wat die wêreld vir ons sê nie. Dan moet ons weer opnuut begin om te leef asof ons bewus is van ons sondes. En dan probeer ons nie sondes aanvaarbaar maak nie. Kom ons beweeg weer terug om vir mekaar te sê, maar die woord van God sê dit is verkeerd, daarom mag ons dit nie doen nie. Daarom kan ons nie so leef nie. Kom ons begin weer op 'n manier lewe waar ons godsdiens, ons geloof vir ons alles beteken. Om weer te begin leef asof ons niks kan doen uit eie krag uit nie. Ons is vrygekoop van die sonde. Kom ons stry daarteen. As ons gees dan kan lewe vanweë die geregtigheid, dan kan ons mos volgens vers 9 dan sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou liewe gemeente, kom ons gaan terug na die vraag waarmee ons begin het. Kan ons nou al met volle geloofsekerheid leef tot in ewigheid? Ja. Ja. Die kruis was nie verniet nie. Die kruis hoef nie weer plaas te vind nie. Die kruis was die oorwinning wat al beloof is van die begin van alle tye af, sodat ons kan leef in Christus. Leef omdat u aan Christus behoort. Amen.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons gaan vanaand weer maak soos ons gisteraand gemaak het. Daar waar ons sit, kom ons elkeen raak persoonlik stil en ons bid self stil gebed voor die Here. En ek wil die volgende 3 gedagtes in u midde laat waaroor ons saam kan bid. Die eerste ene is dat ons nie deur die vlees die wet kragteloos sal maak nie, dat ons die vlees sal afsterwe. Tweedens, dat ons met dankbare harte sal bely, ons behoort aan Jesus Christus. Maar derdens, dat ons hier kan uitgaan en deur die Gees van God gelei word en so leef as kinders van God. Ek gee geleentheid dat ons so kan stil raak voor die Here en dan sal ek vir ons dan ook 'n gebed saam doen.
ons almagtige drie-enige God. Ons vra dat U ons sal vergewe, want ons lewe baie maklik tussen vlees en gees, en ons gedagtes is, maar dit is aanvaarbaar dat ons met die een voet hier kan staan en die ander voet daar, want dan is ons mos veilig, want ons is mense wat sê ons is U kinders, maar ons is ook nie 'n aanstoot vir die wêreld daar buite nie. En vanaand wil ons vra dat U ons sal vergewe vir so 'n gesindheid, want dit is of reg of verkeerd. Ons lewe of vir U, of ons lewe vir die vlees en ons sterf. Leer ons om werklik aan U so vas te hou, dat ons besef, maar U het aan die kruis gesterf, en daar is geen veroordeling wat vir ons wag nie. U het vir ons die weg na die hemel oopgesluit. En daardie weg is vir ons so kosbaar, en ons is vir U so kosbaar, dat U, Here Jesus, die Heilige Gees uitgestort het om in ons harte te woon. Ons as sondaar mense. Maar vanaand wil ons skuld bely. U ken ons harte, U weet wat in ons lewens gebeur. En ons wil vra dat U ons sal vergewe vir dit wat ons verkeerd doen. Dat ons die kruis met beide ons hande sal aangryp en verstaan, as dit nie vir die kruis was nie, sou ons nooit verlos word daarvan nie. Dan sou die sonde nog steeds in ons geheers het. Maar vanaand kan ons sê dankie. Dankie, Here Jesus, dat U aan die kruis gesterf het vir ons. Maar wanneer ons hier uitgaan, leer ons om dankbaar te wees. Dankbaar te wees, die feit dat ons gered is, maar dankbaar te wees vir alles wat U vir ons gee. Dat ons dankbaar kan wees. Want al is die opdraande hoe styl, die uitdagings hoe groot, U los ons nooit alleen nie, U verlaat ons nooit nie. En dat U, Here Jesus, Immanuel is, God met ons. En vanaand wil ons dankie sê dat U as Heilige Gees God in ons is. En dat ons mag sê, Abba Vader, dankie dat ons U kinders kan wees. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons gebruik is in die Pinkstertyd, vir diegene wat nou vanaand die eerste keer hier is, ons neem 'n dankoffer op tydens die Pinksterbidtuur, en elke jaar besluit die sending en evangelisasiekommissie waarvoor dit gaan. En ons het hierdie jaar dit so goed gedink, aangesien ons gemeente se finansies swaar kry, dat ons hierdie jaar se Pinksterbidure fondse ook vir die gemeente gaan gee. So daarom gee ons nou geleentheid vir ons diakens, dat hulle ook ons dankoffers kan inneem.
Liewe gemeente, kom ons sing met dankbare harte saam gesang 236. Gesang 236 en ons gaan daarvan sing vers 1, vers 3 en vers 4. As ons kyk na die woorde van die 3de vers. Halleluja, ons loof U Heer. U Gees daal uit die hemel neer, maak onder mense woning. U wil ons troos en leer en lei, reeds hier op aarde voorberei, gereed maak vir ons koning. Wat 'n voorreg om dit uit ons harte saam te kan sing. Kom ons sing vers 1, 3 en 4 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede, omdat u deur die Gees aan Jesus Christus behoort. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.